Goeiemôre kruiskietsmaats, dis vir my so lekker dat ek weer vandag saam met julle kan kuier. Ek wil vandag bietjie met julle gesels oor iemand wat baie belangrik is in ons lewens. En dit is ons pappas. Het julle geweet vandag is Pappadag? Ja, ons vier vandag al ons pappas. Nou, ek wil vandag bietjie met julle gesels oor 'n pappa wat baie groot taak gehad het. En ek dink hy het seker die grootste taak gehad van al die pappas wat al ooit daar was. Kan julle onthou van die storie van Jesus se geboorte? Kom ons probeer dink aan wie almal daar was. Jesus was daarso, Maria was daarso. En kan julle onthou hoe baba Jesus vir Maria gegee was? Deur die Heilige Gees. Julle is reg. Maar nou Maria was daarso, Jesus was daar, maar wie nog? Josef, julle is reg. Josef was ook daarso. Nou, toe die Heilige Gees vir Maria gesê het, jy gaan 'n baba kry. Toe was Josef mos verskriklik bang gewees. Ek dink hy het regtig gedink hierdie is nie die plan vir hom nie. Maar onthou julle, die engel het toe aan hom verskyn en vir hom gesê, moenie bang wees nie, dit is deel van God se plan. En hy moet Jesus se pappa hier op aarde wees. Nou, was Josef sy regte pappa gewees? Nee, God is mos Jesus se regte pappa. Maar Josef is sy aardse pappa. En dis soos ek en jy. Ons het ook aardse pappas. As jy daar so langs aan jou kyk, dan kan jy sien, daar so sit jou pappa. Maar jy het ook 'n hemelse pappa. En hy is verskriklik lief vir jou. Maar nou, het Josef hierdie groot taak gekry van om Jesus se pappa te wees. Ek dink daai is 'n baie groot verantwoordelikheid. Hy moes vir Jesus geleer het hoe om met sy hande te werk. Want onthou julle, Josef was 'n houtwerker gewees. En Jesus was ook 'n houtwerker, want sy pappa het dit vir hom geleer. Maar kom ons dink, leer 'n pappa net vir ons goed? Nee, 'n pappa sorg vir ons. Josef het seker gemaak dat hulle kos kan kry, dat hulle 'n dak oor hulle koppe het. En nie net dit nie, hy beskerm, 'n pappa beskerm sy familie. En Josef het presies dieselfde gedoen. Onthou julle toe Jesus net gebore was, toe wat die koning mos al die seentjies mos doodgemaak het. Toe het Josef vir Jesus gevat en hom gaan wegsteek. En hy is nou veilig. Dis presies wat ons pappas vir ons ook doen. Maar as jy nou so hoor wat 'n pappa alles doen, hy sorg vir jou, hy leer jou goed, hy beskerm jou, dan dink ons ook aan ons hemelse Vader, nê? Hy beskerm jou, hy is lief vir jou, hy is so lief vir jou, dat hy vir Jesus gestuur het om vir jou te sterf. Wat 'n groot geskenk is dit nie? So, ek dink ons moet partykeer bietjie vir ons pappas 'n regtig 'n baie lekker geskenk gee en 'n lekker drukkie gee. Want hulle werk baie hard. En ek dink om 'n pappa te wees is partykeer 'n moeilike werk. Maar een ding wat nie moeilik is vir 'n pappa nie, is om vir jou baie lief te hê. So, ek wil julle bietjie uitdaag. Gaan bietjie na jou pappa toe. Pappa, oupa, oom, enige iemand wat vir jou 'n pappa is. Gaan na hom toe en gee vir hom die styfste drukkie wat jy kan. En jy vertel hom hoe lief jy hom het en hy vir hom dankie sê dat hy so mooi na jou kyk. En dit is hoekom ons Pappadag vier. Want hulle werk so hard vir ons en ons is geseënd om hulle in ons lewe